Vir diegene wat my video's volg, sal weet dat daar 'n vorige video is wat ek gemaak het oor waaksaamheid. Vir die wat dit nog nie gesien het nie, gaan kyk dit maar. Die rede hoekom ek daarop 'n bietjie wil fokus, is om vir julle te sê dat julle moet wakker wees. Wees waaksaam. Ons is nou in 'n staat waar die land moeilikheid gaan tref. Ek praat gewoonlik net Bybel, maar ek dink hierdie is goed om te weet, want ek sien reg hierdie skrifte bewaar die Here sy volk deur hulle te waarsku. Nou as 'n waarskuwing kom, moet 'n mens agslaan. Hoe waarsku God die mens? Hy waarsku hom deur 'n droom, deur 'n nagesig, op 'n siekbed, deur sy profete en deur middel van sy Heilige Gees. So moenie as 'n waarskuwing na jou pad toe kom, dit net afstof nie. Moenie net een kant toe kyk en dink, gaan maar net ek is 'n Christen. Die Here gaan nie laat iets met my gebeur nie. Nee, wat het gebeur toe die Here vir Abraham gesê het trek? Wat het hy gedoen? Het hy gesit en by, dankie Here, dankie ja. Ek gaan maar net bid, ek weet jy's by my. Dankie Here. Nee, toe die Here gesê het trek, staan hy op en hy trek. Daar's 'n tydperk vir sit, luister, en daar's 'n tydperk vir opstaan en doen. Gebed gaan oor 'n gebedslewe in God. Ons kan reg hierdie skrifte hierdie oor kyk. Dit gaan oor 'n woord wat gepaard gaan saam met 'n daad. Ons weet dinge gaan moeilik raak in die toekoms. Hier's genoeg evidence, hier's genoeg feite. Vir die van julle wat dit nog nie weet nie, julle weet dit nou. Maak voorsiening, of dit vir kos is, of dit vir petrol is, of dit vir enigiets anders is. Doen ietsie, maak voorbereiding, sit ietsie weg, want ons weet die ekonomie is besig om bietjie swaar te trek. Ja, God se behaag lê in jou sielelewe. Dis absoluut korrek. Dit beteken nie dat hy jou nie 'n waarskuwing gaan gee vir jou natuurlike lewe nie. Die skrifte wys vir ons daarvan. Jesus self het sy volk gewaarsku en gesê dat Jerusalem gaan val en dat hulle sal moet vlug. Ek gaan daai stukkie gou vir julle lees. Kom ons kyk gou daarna. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet nie daarin kom nie. Want dit sal die dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul sal word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en die toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en die krygsgevangenes neem en word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies die tye van die nasies vervul is. Wat hy daar sê is, Jesus het die mense gewaarsku en gesê vlug na die berge. As hy dit self gedoen het as 'n profeet, kan hy vandag ook profete stuur. Hy kan vandag ook drome gee. Hy kan enigiets doen om sy volk te waarsku. Hoekom? Want ons sit nou op die oomblik in 'n probleem. God wil jou sielelewe red, en om dit te kan red, moet hy daarom jou natuur ook red. God kan alles doen, hy is bo alles. Hy is nie beperk nie. Hy is nie beperk tot 'n instansie nie, tot 'n mens nie. Hy is bo alles. Hy het nie materie nodig nie. Hy het nie tyd nodig nie. Hy het nie spasie nodig nie. Nie een van daai goeders het hy nodig nie. Hy is bo dit, want hy beheer dit. So wat sê ek vir jou? Hy beheer jou geestelike lewe en hy beheer jou natuurlike lewe. Die natuurlike lewe, volgens skrif, is 'n afbeelding van die geestelike lewe. As dit goed gaan in die gees, sal dit goed gaan in die natuur. Maar daar kom tye wat 'n waarskuwing uitgaan wat die mens moet luister. Hoop jy dat 'n mooi dag.